Jy sien, ons het die verlede week en donderdag was dit dan Hemelvaartdag gewees. En hoewel dit nie meer vakansiedag is nie, is dit steeds nog 'n dag vir my en jou van groot waarde. Hoekom? Nommer 1, dit bevestig die hoop van lewe na die dood. Amen. Die Bybel sê Jesus het die eersteling geword wat opgestaan het uit die dood uit. En hy is ook die eersteling wat gegaan het en opgevaar het om vir my en jou plek voor te gaan berei. Johannes 14:2 sê hy dit. Hy sê in die huis van my Vader is daar baie wonings en as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Ek het dit dalk al baie keer gesê, ek worry glad nie oor die strate van goud nie. Hoor jy wat ek sê? Ja, ek weet, hy sê die strate is van goud gemaak en die rykdom wat daar is. Maar weet jy wat die Bybel sê? In die hemel gaan daar geen tekort wees nie. So dit gaan nie daaroor en goed en wat sy huisie ek bly en hoe mooi hy gepluister is nie, en het ek 'n goue of 'n kristalvensters in nie. Dit gaan nie daaroor nie. Weet jy wat sy grootste? Sy heerlikheid is daar. Amen. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het, vers 3 sê hy, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook daar kan wees waar ek is. So ek en jy het hoop vanmôre. Nommer 2 is, dis die hoop waarin ons vashou, dat net soos wat Jesus opgevaar het, hy weer gaan terugkom. Handelinge 1 vers 11 sê dit, hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom gesien het. En ek weet nie of jy dit weet nie, God se woord is waar, amen. En al lyk dit vir die mens onmoontlik, en al probeer hulle dit wegredeneer, God is die God van die onmoontlike. En as hy opgevaar het in die hemel, in hierdie wolke, sal hy verseker ook so terugkom, amen. Want sy woord sal nie ledig terugkeer nie. Net soos julle hom na die hemel sien wegvaar het, so sal hy ook kom. En die derde rede hoekom ons dit dan vier, is dis ook daar die kosbare transisie, of die faset waarna elke kind van die Here moet uitsien en verlang, naamlik sy Heilige Gees inwonend, lewendig en kragtig in elke een van ons. Dit behoort my in jou hart te wees, terwyl ek in jou op die aarde is, dit behoort 'n begeerte te wees, dit behoort 'n verlange te wees, waarna ek en jy soek. Daardie Shekinah glory, sê die Engels, wat beteken the visible, tangible manifestation of God's presence. Soek jy meer van die Here? Wil jy meer die Here sien in jou lewe? Ek praat nie net van sy hand van voorsiening nie, ek praat van sy goddelike krag en heerlikheid in jou lewe. Amen. Hoor wat sê hy? Johannes 16:7. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig, sê hy, dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, vers 8, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Jy sien, ek wil jy moet verstaan, tot by hierdie gebeure, was dit vir die gelowige, vir elke disipel, net Immanuel, God met ons. Die volheid van goddelike heerlikheid was binne in hom, sê die woord, Kolossense 1 vers 15. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. But you need to understand, it's God himself in the flesh, with one purpose and one purpose only, to reveal the glory of God, to reconcile all man to God, and to restore man to his original intent. Weet jy dit vanmôre? Dis wie hy was. Dis vir julle voordelig, want anders sal die Heilige Gees nie na julle kom nie. Johannes 14:8 sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Ekskuus, Johannes 14:18. Vers 16 sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot in. So verstaan gou mooi, dis nie 'n tydelike besoeking van God se Gees en sy heerlikheid nie, dis 'n ewige inwoning van sy heerlikheid. Vers 17, dis die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, die woord wêreld verwys nie net dit wat hier buite my en jou aan die gang is nie. Dit wys van 'n natuur, 'n adamatiese wêreldse natuur, wat teenstrydig is met goddelike natuur, wat nie die Gees van die heerlikheid kan ontvang nie. Omdat dit hom nie sien nie, en hom nie erken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. I need you to understand, he does not only want to be God with us, he wants to be God in us, and wants to be God through us. He does not only want to be God with us, he wants to be God in us and God through us. Vers 19. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe in die dag
Watter dag? Nou vir jou wys. Sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. In die dag, watter dag? Hy praat van die dag van die uitstorting van die Heilige Gees. At this day, when I'm glorified, says the Bible, when the Spirit is poured out, you shall know more clearly and certainly that you do know that I am in my Father and you in me and I in you. Wanneer jy die Gees van die Here inwonend ontvang binne my en jou. En daardie dag, hoekom? Want dan is hy nie meer God met ons nie, maar God in ons. Kerk, ek wil hê jy moet hoor vanmôre. Die woord van die Here sê vir my in jou Kolossense 2 vers 10, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerhede en mag. Kolossense 1:27 sê, living within you is the Christ who floods you with the expectation of glory. This mystery of Christ embedded within us becomes a heavenly treasure chest of hope filled with the riches of glory for his people. And God wants everyone to know it. Maar voordat jy nie God toelaat om in sy volheid en sy heerlikheid binne in jou te kom woon nie, is hierdie net letters wat in die Bybel staan, maar dit word eers 'n werklikheid die oomblik wanneer jy gaan toelaat dat God jou ten volle vul. Hoor jy wat ek sê? Want hy het verklaar, hy kom woon deur sy Gees binne my en jou. Dan eers gaan ek kan verklaar dat die volheid van sy heerlikheid woon binne in my. Dan gaan ek dit eers kan uitroep, Christ in me is the hope of all glory. So jy moet verstaan vanmôre, ek en jy het God se Gees inwonend nodig, meer as alles. Amen. Miskien moet ek dit weer vir jou sê. Jy het meer as die bord kos wat jy vanmôre gehad, meer as daardie koppie koffie waaronder jy nie kan wakker word vanmôre nie, het jy God se Gees nodig. Dit was nog altyd God se begeerte en sy plan. Daarom het hy die opdrag gegee in Handelinge 1 vers 4, en toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê, van my gehoor het, vers 5, want Johannes het wel gedoop met water, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dinge nie. Jy sien kerk, ek wil jy moet verstaan vanmôre, God se hartklop is dat ek en jy gevlats sal wees met sy Heilige Gees. Die woordjie doop beteken to be immersed into, om daardeur bedek te word, sodat wat uit my en jou uitvloei, niks anders is as dit waarvan ek en jy vol is nie, naamlik sy Gees. Ek het vir jou tema deurgegee, berei 'n plek vir hom. Want jy sien, ek het gaan kyk daarna en ek het besef dat ons bevind ons vandag op hierdie dag in dieselfde tydsfase waarin die disippels hulle self bevind het, tussen die dag van Hemelvaart en tussen die Pinksterdag, Pinkstersondag, wat volgende week 'n Sondag is, tussen Hemelvaart en Pinkstersondag. En daarom is dit belangrik om te verstaan, wat is hierdie gebeure van Handelinge 1 en Handelinge 2 wat plaasvind. Jy sien, ek wil jy moet verstaan, die Bybel verklaar, en jy ken dit, die disippels, ongeveer 120 van hulle, het saam eendragtig in die bovertrek gaan wag vir 10 dae. En dit het my gepuzzle. Hoekom 10 dae? Ek weet vanmôre, dit is die profetiese vervulling van die oes van feeste, of die fees van die oes. Dit is die fees van die eerstelingsoes, 50 dae na die Pasga, ek weet, maar daar moet meer wees. Want jy sien, as dit dan 'n belofte van die Here is, hoekom het die Here vir hulle gesê, gaan wag in Jerusalem? Hoekom moes hulle op 'n plek kom waar hulle vir 10 dae gaan wag het, en daar die Here in iets aan my tuis gebring? Jy sien, Jesus het gekom, en hy het gesê, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Maar kerk, ek wil hê jy moet weet, die disippels was in afwagting vir die belofte, en hulle het vir hom 'n plek voorberei. En vanmôre wil ek vir jou vra, het jy plek voorberei vir sy Heilige Gees? Het jy plek voorberei vir sy Heilige Gees? Jy sien, dis net 'n bloue te wag tydperk tot by Pinksterfees nie. Dit was 'n innerlike voorbereidingstydperk vir 'n totale nuwe verbondsrealiteit. Nog heeltemal onbekend, want elke keer wanneer die Heilige Gees op iemand gekom het in die Ou Testament, was dit 'n tydelike bekragtiging vir 'n funksie. Is jy by? Gaan kyk maar, die Bybel praat daarvan, die Gees van die Here het oor iemand, oor Saul, oor Dawid, oor die profete vaardig geword. Maar dit was 'n tydelike toebedeling met krag, met die vermoë vir 'n spesifieke funksie. Dit was nog nie die uitstorting van God se Gees, met ander woorde God se Gees inwonend in en deur die mense nie.
sien ek wil jy moet verstaan vanmôre, dit was net tydelik, maar God wil sy heerlikheid in deur my en jou laat leef. Daarom moet ek en jy, soos die disippels, kom op 'n plek waar ons die plek gaan voorberei vir sy heerlikheid. Voorberei vir sy heerlikheid. Sien, voor die vuur geval het op Pinkster, moes die bovertrek eers 'n oorgee vertrek word. Dit moes eers 'n plek word van oorgee. En hier's 'n kragtige geestelike beginsel hierin wat ek vir jou wil verduidelik, waar jy met betrekking tot die konsep van jy moet plek maak vir God se heerlikheid. En ek wil jy met jou Bybel saam met my oopmaak by die boek van Markus die 5de hoofstuk. Markus die 5de hoofstuk. Markus hoofstuk 5. Ons gaan lees vanaf vers 21. En sodra jy dit het, sê amen. Amen. Goed, vers 21 sê, en toe Jesus weer in die skei oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader, en hy was by die see. En daar kom een van die owerste van die sinagoge met die naam van Jairus. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, dit was nie 'n gewone man hier nie. Dis iemand van aansien, iemand van statuur, iemand van 'n posisie van autoriteit. Jairus kom na hom toe en sê, toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en hy smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. So ek wil hê met hierdie prentjie net vir 'n oomblik in jou gedagtes hê, Jesus beweeg hier saam met Jairus. Jairus weet, daar is net een, en ongeag hoe die ander Jode daaroor voel, weet hy, daar's net een wat sy dogtertjie kan red, en dit is Jesus. Daarom roep hy uit na hom toe, hy sê, kom, wees my genadig, kom saam met my. En dan is hier 'n crowd, 'n skare wat hom verdring. Want almal het gehoor aangaande die gerig van Jesus wat versprei het. Almal het wou sien waarmee hy besig is. En dan ken ons die verhaal waar Jesus op 'n stadium tot stilstaan kom, want hy sê, iemand het my aangeraak. Daar het krag van my uitgevloei. En ons weet dit, dis die vrou wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gely het. Wat gesê het, as ek net die soem van sy kleed kon aanraak. En vir 'n oomblik staan Jesus stil by haar en hy bedien haar. En ek weet, ek en jy sou dalk heel waarskynlik in daardie omstandighede gesê het, maar hoorie, hallo, jy's veronderstel om saam met my te kom. My dogtertjie lê op sterwe. My blessing, my wonderwerk word vir iemand anders gegee. Het jy nie al so gevoel nie? Het jy nie al gesien hoe die Here iemand langs jou bless nie? En dan wonder ons, Here, maar hoekom? Maar ek wil jy moet verstaan vanmôre, God bly in beheer en God bly getrou in sy woord. En terwyl hy spreek, vers 35, kom daar 'n mens van die owerste van die sinagoge se huis en sê, u dogter is dood. Waarom val u die meester nog lastig? Dis te laat. Maar dadelik toe Jesus die woorde hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie, glo net. Want God gaan nie terug op sy woord nie. Hy skep nie valse hoop nie. Hy gaan nie een oomblik vir hom sê, ek gaan saam met jou, wetende dat daai dogter gaan sterf en hy gaan niks omtrent doen nie. God het 'n groter plan. Amen. Hoor mooi, al kom God nie deur op jou tyd en op jou manier nie, weet dit dat God het 'n plan. En jy moet aanhou vertrou. Vers 38. En hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n rumoer. Want baie mense ween en hulle huil. En toe hy binne gaan, sê vir hulle, waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap net. En hulle het hom uitgelag. Maar hy het al almal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder van die wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Hy het almal uitgedryf. He made room. He cleared the room. En ek wil jy moet verstaan, hier's 'n paar dinge wat ek vanmôre net wil uitlig. En ek gaan nie baie lank daarby stil staan vanmôre nie. Nommer 1, die feit dat Jairus moes wag, beteken nie dat God gaan nie deurbreek nie. Jy moet verstaan, om te wag is nie noodwendig sleg nie. Ek weet nie hoe lank jy al wag vir jou wonderwerk nie. Ek weet nie hoe lank jy al wag vir daardie deurbraak nie. Maar weet een ding, God gaan nie op sy woord terug nie. En God is steeds besig. As die skrif in die Bybel sê, tot nou toe het my Vader gewerk en ek werk ook al sien julle dit nie. God is preparing your miracle.
Om te wag is nie noodwendig sleg nie, want jy sien, daar is iets wat gebeur in hierdie tydperk van wag. Die disippels moes vir 10 dae gaan wag het, al is die belofte wel gegee, al was die opdrag wel gegee, moet niks anders gaan doen nie, gaan wag in Jerusalem. Ek het vir julle belofte gegee, dis reeds julle erfdeel, maar gaan wag totdat dit kom. Daar's iets wat gebeur in die tydperk van wag. Nommer A, ons word van selfafhanklikheid leeggemaak. Hoeveel keer probeer ek en jy die wonderwerk of die deurbraak op ons eie verwesenlik? Hallo? Ons vertrou God, ons bid God, ons vra God, maar as hy net bietjie te lank vat, dan kom daar die eie ek. Ek sal maar gou plan maak. Weet jy wat is mos maklik? Jy kan dit deesdae online doen. Jy kry mos 'n SMS, meneer, jy kwalifiseer vir hierdie lening. Klik net hierdie skakel, en dan sit 'n online application. En dis scary, vandag teken jy al die kontrakte online. Ek het nog gewag vir die pennetjie wat moet opkom of iets, en dan sê hulle, nee, klik net daai skakel, want as jy op hom geklik het, dan is dit elektroniese handtekening, genade. Wanneer ons wag, word ons van selfafhanklikheid leeggemaak. Sien, om te wag, bring afhanklikheid van God voor. Ons het dit nou gesing, Jesaja 40:31 sê, die wat op die, een van die Engels translation sê, those who trust in the Lord, wat hom vertrou. Want as jy hom vertrou, gaan jy op hom wag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Dis vir jou beskore om nie moeg te word nie. Dis vir jou beskore om te vleuels of te vaar soos die arende, om te sweef, maar jy moet wag op die Here. Sê vir iemand langs jou, jy moet wag op die Here. Punt B, wag verdiep my en jou honger na God. Gisteroggend ry ek in Anel en ons is besig met 'n klomp dinge en ek ry so en ons 'n paar goedjies gaan aankoop en op 'n stadium kom ek agter en sê, ek is nou dors, maar ek sê dit nie vir haar nie. Ek is bang sy sê ook, dan moet ek stop vir koffie. Nee, ek grap sommer maar. Nou staan ek na ruk hier so by die Spar en nou sien ek die koffieshop op, nou gaan my gedagtes, koop ek koffie of ry ek huis toe? Koop ek koffie of ry ek huis toe? En is hierdie mixed emotions. En ek dog toe wag net so bietjie, jy gaan nou by die huis wees. En toe ek by die huis kom, toe waardeer ek daai koppie koffie. Toe het hy vir my waarde. Jy sien, ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, om te wag verdiep ook my en jou honger na God. En God stel vervulling van ons behoeftes soms uit, juis sodat ek en jy groter begeerte na hom kan hê. Groter verlange na hom kan hê. Kerk, ek wil hê jy moet hoor vanmôre, geestelike honger groei in tye van wag. En wanneer ek honger na hom, sal hy my en jou gee, die begeerte van jou hart. Jy sien, wag skep 'n verwagting, 'n afwagting. Om te wag aktiveer jou gebedslewe. Om te wag bring geestelike desperaatheid. Om te wag skep 'n sensitiwiteit vir die Heilige Gees en lei tot selfintrospeksie en transformasie. Hoekom? Wanneer ek leer om die Here te vertrou, word dit 'n spieël om te gaan kyk, hoekom is ek so haastig en wat is die motiewe van my hart vir dit wat ek begeer? Sien, reg deur die Bybel laat God wag toe voordat sy heerlikheid deurbreek. Abraham wag vir Isak om gebore te word. Israel wag vir verlossing. Dawid wag op koningskap. Elia wag vir reën en die kerk wag vir Pinkster. So wag is nie noodwendig sleg nie. Punt D, wag is voorbereiding en nie noodwendig straf nie. Die feit omdat die Here sê wag 'n bietjie is nie noodwendig straf nie. Dis voorbereiding. Jy sien, hulle moes leer om op die onsigbare leiding van God se Gees te vertrou. Hulle moes leer om van sien af oor te beweeg na glo toe. Hulle moes geleer het om God te vat op sy woord en te aanvaar dit wat hy sê is ja en amen.
Hulle moes geleer het om geestelike gemeenskap te ontwikkel. Kerk, jy moet hoor vanmôre, geestelike volwassenheid begin wanneer gelowiges ophou om net van die uiterlike ervarings afhanklik te wees en begin wandel deur die Gees. Dit lei tot geestelike volwassenheid. Punt 2. Jy moet verstaan vanmôre, God is gereed om in jou lewe wonderwerk te doen, maar soms is my in jou lewe net so geklatter met goed dat daar nie meer plek is vir God om te wees en te doen wat hy wil doen nie. Eina. Soms is ons so vol, en ek wil vir 'n oomblik vanmôre hier stil staan. En weer eens, ek en jy het 'n honger en 'n verlange na meer, maar die vraag is daar ruimte vir meer vanmôre in my lewe? Is daar ruimte vanmôre vir God se Gees? Of moet ek kom op 'n plek waar ek gaan in hierdie tydperk van afwagting, surrender, en elke area van my menswees, elke area van my lewe gaan opoffer aan die Here en sê, Here, vul elke plek, en Here, help my om ontslae te raak van wat daar nie hoort nie. Help my om ontslae te raak van dinge wat U heerlikheid blokkeer. Help my om skoon te maak, te declutter, sodat die heerlikheid kan inkom. Het jy vir hom plek voorberei? Sien kerk, God het vir my jou belofte gegee. Daar wag vir my jou groter heerlikheid, 2 Korintiërs 3:16 en 18. Hy het vir my en jou gesê in Haggai 2:9, die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeë Here. Maar die vraag is, het hierdie huis ruimte vir meer? Eina, het ons ruimte vir meer? Joël 2:27 sê, en julle sal weet dat ek in die middel van Israel is, en dat ek die Here julle God is, en niemand anders nie, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie, en daarna sal ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle ou mense drome droom, en julle jongelinge sal gesigte sien. Op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my Gees uitstort. God wil dit doen. Hy gee aan my hierdie belofte. Het jy ruimte daarvoor vanmôre? Het ek en jy nog 'n honger en 'n verlange daarvoor? Is ons bereid om vir hom plek te maak? Jy sien, jy moet verstaan vanmôre, as jou huis vol is daar nie meer plek nie. Jy ken die spreekwoord, as die muis vol is die meel bitter, né? Wanneer jy versadig is, kan die beste dis vir jou voorgesit word. Wanneer ons iewers gaan eet, is Annel baie lief, en ek mag maar so 'n bietjie uitskinder, ek is baie lief vir haar. Sy moet my vergewe. Maar as sy vir my altyd sê, goed, as ons nou gaan vir 'n buffet of iets, kan ons begin by die puddingtafel. Dis mos die regte plek om te begin. Amen. Want soms jy so versadig, en al die ander kosse is lekker, maar die beste is gelos vir later, en dan het jy nie meer plek nie. Ek sê altyd, ek het een probleem met lekker eet. Net een probleem, ek worry nie oor die gewig nie, iemand anders worry daaroor. Soos alright. Ek het net een probleem met lekker eet. Ek word versadig. Dis 'n probleem. Want my tong sê dis lekker en ek wil nog hê, maar my maag sê vir my, jy kan nie meer nie. En dan wil ek na haar kom, maak net plek. Jy sien, soms is ons so geklatter, versadig met dinge wat ons lewe vul, dat wanneer die beste vir my en jou voorgesit word, is daar nie meer plek nie. Soms is daar dinge wat God nie wil hê nie, en ek en jy laat dit toe in ons lewe, en dit klatter die huis. Sit gou maar, daar sy. Hoe lyk daai vir jou? Wie van julle sal graag daar wil gaan bly? Ek is baie seker, jy gaan baie gemaklik daar bly. Voordat jy daar kan tuis gaan jy eers moet leegmaak. Hallo? Gaan jy eers moet skoonmaak, gaan jy eers moet rondskuif, en om ruimte te maak vir die Here. Of om vir iemand om tuis te gaan daar. Jy sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre, God se blessing kan baie keer nie in my en jou lewe inkom nie, omdat ons huis geklatter is met goed wat nie daar hoort nie. En ek en jy moet vanmôre kom en sê, dit moet uit. Dit moet uit. Nee, maar gaan net die Here vertrou om my leeg te maak en my skoon te maak. Jy sien, die Bybel sê, God is die fontein van lewende water.
En hy's onbeperk en hy wil my en jou kom vul. Maar die vraag is, hoeveel ruimte is daar binne in my en jou lewe? Want daar's baie keer dinge wat ek en jy toelaat. En ja, dan raak ons passief en ons verwag die Here moet dit uitsorteer. Daardie bitterheid in ons lewe. Daardie haat. Daardie swaarmoedigheid. Al daai bekommernisse. Moes hom eerste ingesit het. Grootte. Ek bang ek breek aan Nel se waas, dan het ek moeilikheid. 'n Grootte. Daai onvergewensgesindheid. Ene wat nou nie so groot is nie, maar hy's daar. My eie wil. My eie ek. My voorkeure, my planne vir my lewe en nie God se plan nie. En dan vra die Here vanmôre vir my en jou, nou waar dink jy moet ek tuis gaan? Jy sien, God wil steeds my en jou lewe kom volmaak. Maar hy kan nie die areas vul waarvoor ek en jy ruimte het. En baie keer raak ons passief en dink nee, solank ek net meer bid, solank ek net meer kerk toe gaan, dan gaan die dinge self gebeur. Maar die realiteit van dit alles is, it's only gonna go wasted. Want ek wil jy moet verstaan vanmôre, God sê vir my en jou, ek en jy moet ontslaa raak van die dinge wat ons lewe klatter. Daar's 'n skrif in die woord wat hy sê, Efesiërs 4 vers 31, alle bitterheid en alle woede en alle toorn, geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Hy sê nie, vra my en ek gaan dit verwyder nie, kom aan. Sê die Bybel nie, die Heilige Gees is die een wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel nie. Hy sê nie, hy is nie een wat dit uit jou lewe uit gaan kom verwyder nie. Hy sê, verwyder jy dit. Raak jy ontslaaf van al die bitterheid. Raak jy ontslaaf van die eie ek, van hoe jy God wil voorskryf om te werk, wat jy sien in jou lewe die belangrikste is, van daai onvergewensgesindheid, raak jy ontslaaf van daardie goed, van al daardie bekommernis en sorge, want die Bybel sê, God sorg vir my en jou, so hoekom sal ek vashou? Raak jy ontslaaf van daardie bitterheid vanmôre? Raak jy ontslaaf, want die oomblik wanneer jy ontslaaf raak, is daar ruimte en plek vir meer. En dan kom die heerlikheid van God en hy sê, goed, die kamer is voorberei, hy is skoongemaak, so ek kan kom en ek kan meer gee en jou oorlopends toe volmaak. God wil, is ek en jy bereid om die kamer skoon te maak. Het jy ruimte gemaak vir God? Die Engels praat van get rid of it. Get rid of it. Weet jy wat die ergste die Bybel sê? As ek hierdie ongeregtigheid in my lewe toelaat, is dit wat die Heilige Gees bedroef. Gaan lees Efesiërs die 4de hoofstuk. Wanneer ek hierdie goed in my lewe toelaat, dit praat nie net van unrighteousness nie. Dit praat van baie dinge waarmee ek en jy onsself besig hou, en ons wil hierdie bietjie tyd maak vir die Here en sê, Here, jy moet dit maar bietjie aanvaar. Dis al, maar ek wil die volheid van God se heerlikheid hê. Maar is ek bereid om die tyd uit te koop daarvoor? Is ek bereid om die kamer skoon te maak? Jy sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre, God verwag dat jy vanoggend soos Jesus dit gedoen het, gaan sê, get out, maak skoon, alles wat nie van die Here af is nie, en elke ding wat blokkeer dat God se heerlikheid kan manifesteer, get out, en jy moet vanmôre besluit, hoe lank jy die goed in jou lewe wil toelaat. Sien, ons is op die voorhand van Pinkster, waar ons God se heerlikheid weer wil soek in my en jou lewe. Sy Gees onbeperk, sonder maat, maar ek en jy moet die vertrek voorberei. Ons moet die huis voorberei. Sien, soms vra ons, Here, hoekom is daar nie meer vuur nie? Hoekom is daar nie meer beweging van God nie? Waarom ervaar ons nie meer sy teenwoordigheid nie? Omdat ons harte vol is met goed wat nie daar hoort nie. And it's time to get rid of it. It's time to surrender. Seen, God's upper room was more than a location. It became a room of surrender. It became a room of waiting. It became a room of unity, a room of preparation, a room of the emptied self. En dis seker die grootste, te sterf van hy self in ons.
En eers toe die kamer voorberei was, toe kon die heerlikheid inkom. En die Bybel sê, suddenly there came a sound from heaven. Please note, the sound came from heaven because the room on earth had been prepared. En ek kon dit nie in Afrikaans mooier stel soos in my hart opgekom het nie. The sound came from heaven because the room on earth had been prepared. Die klank, die geluid van God se heerlikheid uit van die hemel neergedaal, omdat die aardse kamer voorberei was. Sien, verstaan, die 10 dae was nie doelloos nie. Dit was 'n proses van geestelike vertrek skoonmaak. Hulle moes vrese konfronteer, trots is gebreek, verdeeldheid is verwyder, selfafhanklikheid het gesterf, en harte het een geword. Toe kom God se heerlikheid. Kerk, ek wil jy moet verstaan vanmôre, Pinkster het nie gegaan net oor emosies, of die krag van bediening, of tale nie. Dit gaan oor God se oorspronklike bedoeling, van dit wat hy in Eden al reeds gehad het, God wat in die mens wil kom woon. God het my en jou geskep, om die tempel te wees, waarin en waardeur hy wil woon. Die mens moet sy heerlikheid kan dra, en sy koninkryk weerspieël. Maar hy soek vanmôre 'n skoon vertrek. Gaan kyk maar reg deur die Bybel. Voordat die heerlikheid van God ingekom het, was daar altyd 'n proses van reiniging, van voorbereiding. En as ons die 4 van Handelinge 2 wil beleef, gaan ons eers die werke van Handelinge 1 moet toepas. En declutter, skoonmaak, ruimte maak vir hom. Jy sien, Handelinge 2 beleef die mense, hulle hoor hierdie fenomenen van God se heerlikheid uitgestort word, en hulle vra vir Petrus, wat moet ons doen, broeders? Wat moet ons doen, om dit ook te beleef, te ervaar? Jy ken die skrif Handelinge 2:38, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, en jy sal die Heilige Gees, die gawe, ontvang. Jy moet verstaan vanmôre, dit is nie 'n kerkliturgie of 'n tradisie nie, dit is 'n proses van skoonmaak, van oorgee, van om te sterf in jouself. Dis 'n proses van die altaar herbou, soos Elia in 1 Konings 18, wat eers die altare moes herbou vir die vuur van God om neer te daal. En voor ek en jy nie gekom het en gesterf het in onsself bekeer het, wat beteken 'n keuse om te draai en alles af te staan, sodat die volheid van God kan deurbreek nie, kan God nie my en jou volmaak nie. Hoor jy? We need to prepare the room. Ek wil klaarmaak. 2 Konings, die 4de hoofstuk, lees ons hierdie volgende verhaal. Hy sê, en op 'n dag, vers 8, het Elisa verbygegaan na Sinem, en daar was 'n vermoënde vrou wat by hom aangehou het, dat hy brood sou eet, en so dikwels as hy verbygaan het, het hy daarheen weggedraai om brood te eet. Vers 9, en sy het aan haar man gesê, kyk tog, ek merk dat 'n heilige man van God is, wat gedurig by ons verbygaan. Hoor gou wat gebeur in vers 10. Laat ons tog 'n klein ommuurde bokamer maak, en laat ons daar vir hom 'n bed, 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit. Wanneer hy dan by ons kom, kan hy daar intrek. Jy moet verstaan wat gebeur hier. Hierdie vermoënde vrou sien iets binne in Elisa. Hy is die man van God en die heerlikheid wat hy dra. En sy sê, ek gaan vir hom 'n plek voor te berei. Intentioneel sê sy vir 'n man, kom ons bou die kamer, sodat die heerlikheid van God by ons kan tuis gaan. Sy het nie geweet wat gaan binnekort gebeur nie. En toe hy haar vra, wat kan ek vir jou doen, sê sy, maar ek het geen kind nie. En hy sê, verseker, volgende jaar hierdie tyd sal jy swanger word. En sy sê, nou moet nie met my spot nie, ek is oud. En hy sê, hoor mooi, God gaan aan jou 'n seun gee. Paar jaar later gaan verby, en hierdie seun sterf. En sy laat roep hom, en sy kom by hom en sy sê, ek het vir jou gevra, moet nie met my bespot nie. Maar sy het nie geweet nie, sy het 'n paar jaar voor dit reeds ruimte gemaak vir God se heerlikheid. En hulle vat daardie kind en hulle gaan lê hom op die bed neer. En Elisa sê vir Gehasie, vat my staf en gaan lê op hierdie kind neer. En Elisa kom, na die reis kom hy daar, en hy gaan lê homself, hy sprei homself uit oor hierdie kind, en hierdie kind word lewendig. Want hoekom? Sy het intentioneel skoongemaak, ruimte gemaak, 'n plek voorberei vir God se heerlikheid. Het ek en jy nog daai verwagting? Gaan ek en jy intentioneel skoonmaak, ontslaa raak van al hierdie goede wat my klatter,
wat keer dat God nie sy volheid in jou lewe kan kom uitstort nie. Gaan ek en jy intentioneel die plek voorberei. Kerk, ek wil weer vir jou sê, ons is in hierdie week 'n voorbereidingstydperk vir God se heerlikheid. Dis Pinksterdienste. En as ek en jy nie hierdie harte van ons gaan voorberei nie, gaan ons voel it was a waste of time. Hoor jy mooi? God wil 'n nuwe heerlikheid in my en jou lewe kom uitstort. God wil die sluise van die hemel ooptrek. Is ek en jy gereed daarvoor? Gaan ons ontslaa raak van dit wat ons klatter vir sy heerlikheid. You see, when heaven finds a room on earth, the glory comes in. When heaven finds a room on earth, the glory comes in. Het jy vir hom plek voorberei?